Ons gaan nou die 85ste keer saam lees uit Openbaring en ons lees die eerste 6 verse met mekaar saam van Openbaring 17. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoreer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Ons gaan nou stil staan by die vrou se voorkoms, haar naam en wat sy gedoen het. Hierdie vrou wat in Openbaring 17 gesien is. Hierdie vrou is uiterlik versier soos 'n skoudier, Openbaring 17 vers 4. Sy is bekleed presies soos die woord van God 'n vrou nie aanraai om aan te trek nie, 1 Timoteus 2 vers 9 tot 10. Haar fokus is totaal op die uiterlike. Jy sien, die bruid van Christus is bekleed met regverdige dade en goeie werke, soos voorgeskryf in die Bybel. Hierdie slegte vrou is bekleed dat sy nog voor ons haar naam ken, het ons uiteindelik alreeds gesien dat sy aandag trek met haar klere. So aangetrek dat die koppe draai, want haar versiering se fokus is op die sensuele en op die uiterlike. Die kleur van haar klere is helder, dit is purper, pers en skarlakenrooi. Haar versiering is goud, kosbare stene en parels, waardeur sy die aandag op haarself trek. Natuurlik is 'n mooi helder kleur of 'n parelhangertjie nie sonde om te dra nie, maar haar intensies raak duidelik in haar aksies. Sy adverteer haarself, omdat sy haarself wil verkoop. Sy het met 'n goue beker in haar hand baie laat drink. Haar beker is gevul met onreinheid en hoerery. Daar is in hierdie beker wat sy die konings gegee het om van te drink. Vers 2. Hulle word dronk en betower deur haar wyn. Sy verlei hulle daardeur na die bed van ondertrouery en hoerery, terwyl sy die politieke wêreld op sleeptou neem en dronk maak, is sy self ook dronk. Sy is egter nie dronk van wyn nie, maar van die bloed van die heiliges, vers 6. Hierdie heiliges wat anders is as sy, wat rein en fyn blink linne aan het. Haar naam volg haar uiterlike en aksies. 'n Naam is 'n vorm van identifikasie, soos Jesus met sy wederkoms 'n naam het, die woord van God, Openbaring 19 vers 13, wat ook 'n soort misterie inhou, want ons lees in Openbaring 19 vers 12 dat hy 'n naam het wat niemand ken nie behalwe hy self. En dan net in die volgende vers word sy naam genoem, die woord van God. Ons sien nou dat dit ook so is met die hoer wat op die dier is. Daar word hoofsaaklik 4 benaminge aan haar gegee. Vers 5 identifiseer haar as verborgenheid. Daar is iets misterieus rondom haar, 'n naam wat nie heeltemal geopenbaar is nie. Hierop kan ons nie veel ingaan nie, want dit is juis 'n verborgenheid. As ons die antwoord moes weet, sou God dit geopenbaar het, Deuteronomium 29 vers 29. Die naam wat ons wel ken is, tweedens, Babylon. Miskien is dit goed om terug te gaan na die heel begin waar ons die eerste keer in die Bybel van Babylon lees.
om werklik te verstaan wat die naam beteken en inhou. In Genesis 11 lees ons van mense wat 3 dinge wou vermag. Hulle wou 'n stad bou, 'n toring en 'n naam vir hulle self maak. Genesis 11 vers 4. Hier vind ons die begin van menslike strewe na mag en heerlikheid. 'n Toring om tot in die hemel te reik. Ons weet dat hulle gesindheid was, net soos die van die duiwel om hulle self tot 'n god te verhef, om op te klim tot in die hemel. So sien ons die uiterlike verwesenlikheid van menslike drome en ideale in die Antichrist en die Antichrist regering. Babylon is die naam van menslike vermagting, menslike hoogmoed en trots. Verder word sy derdens 'n moeder genoem, 'n woord wat binne 'n goeie verband gebruik word. Ons dink aan 'n moeder vir haar kinders wat hulle versorg en koester, 'n hen wat kykens beskerm. Sy sal egter nie 'n moeder van of so 'n moeder wees nie, maar 'n moeder vir hoere en gruwels. Sy vertroetel en maak alles groot wat sleg en tot oneer van God is. Sy is die broeiplek van duiwels, Openbaring 18 vers 2. Sy word dan ook 3 keer in hoofstuk 17 'n hoer genoem. Dit is dan die 4de naam wat aan haar gegee word. Dit is in vers 1, vers 15 en vers 16. Hierdie naam openbaar iets van haar aard en karakter. Haar kleredrag sê dat sy haar aan die konings van die aarde adverteer. Haar naam sê dat sy saam hulle inval en deel wil wees van hulle menslike aardse agendas. As kerk is ons juis geroep om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie, maar nie net verontagsaam hierdie valse kerk, die opdrag van die hoof van die kerk nie. Hierdie valse kerk dryf die agenda vir wêreldgelykvormigheid. Uit haar aksies bedwelm sy die politieke leiers om haar ideale vir een wêreld godsdiens en regering te aanvaar. Dit is hierdie valse kerk se valse profeet wat die wêreld gaan aanmoedig om agter die dier aan te gaan. U sal dit onthou toe ons Openbaring 13 hanteer het, die valse profeet. Dis eintlik hy dan wat die wêreld gaan maak, 'n merk neem. Dis hy wat die agenda van wêreldgelykvormigheid gaan dryf. En die vrou op die draak is uiteindelik die valse kerk, die voertuig waardeur die valse profeet al hierdie dinge gaan doen. Kom ons gaan nou die 86ste keer saam lees uit Openbaring en ons lees weer verse uit Openbaring hoofstuk 17 wat betrekking het op die dier waarop die hoer sit. Openbaring 17 vers 3 en hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. En dan vers 7 Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge, waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings, 5 het geval, en 1 is, die ander 1 het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste. En hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Hulle het eensgesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings
en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, kan baie mense in verwarring bring. Die dier is ook skarlakenrooi, het ook name en is uiterlik 'n monster. Dit is nou die dier waarop die vrou sit. Die misterie en simboliek van hierdie dier is uiteindelik baie moeilik om te verstaan. Dit is of hierdie dier meer verteenwoordig as wat net op die oppervlak staan en maan ons daarom tot versigtigheid, om geduldig voort te gaan met ons verstaan van hierdie dier. Die dier self is nie moeilik om te identifiseer nie, want ons het hom reeds in Openbaring 12 vers 3 ontmoet. Die groot vierhooi draak met 7 koppe en 10 horings is die duiwel, Openbaring 20 vers 2. Toe ons die dier wat uit die see opkom bestudeer het, het ons gesien, hy, die antichrist, het ook 7 koppe en 10 horings. Dit is Openbaring 13 vers 1 natuurlik. Die 7 koppe is 7 berge, soos reeds vroeër vermeld, Openbaring 13. Wat dit egter moeiliker maak, is dat dit ook 7 konings is, vers 10. Dit is egter ook reeds geantwoord uit Openbaring 12 vers 3, wat leer dat die 7 koppe 7 krone het. Dit verwys daarom na die heerskappy van die koppe. Toe ons Openbaring 12 bestudeer het, het ons ook na die 7 krone op die 7 koppe verwys. Die 7 is Egipte, Assirië, die Babyloniese, die Mede-Persiese, die Grieke van Alexander die Grote, 6 die Romeinse Ryk en 7 die herleefde Romeinse Ryk. Dis hierdie 7 koninkryke wat Israel nog oor al die jare onderdruk het. Dan maak Openbaring 17 vers 10 baie goed sin. 5 ryke is reeds verby, die 6de ryk het nog geheers tydens die tyd van Johannes en die skryf van Openbaring. Die 7de sal die ryk van die antichrist wees, wat vir 'n tydjie moet bly en nog in die toekoms lê. En net dit alreeds blyk baie tegnies, maar as ons kop hou, dan sien ons die prentjie is besig om te ontvou. Daar is tog onderskeid tussen hierdie eerste 7 konings, al dan koninkryke, die 7 koppe en die 10 konings wat verteenwoordig word deur die 10 horings of in Daniël se beeld deur 10 tone, Daniël 2 vers 41 en 42. Die koninkryke voor die antichrist regering sal verbygaan. Dit verwys na historiese wêreldkoninkryke. Die 10 konings wat die 10 horings is, sal egter in dieselfde tyd lewe as die koning, die kop, wat die 8ste is. 'n ernstige uitdaging kom nou na vore in hierdie gedeelte. Dit het betrekking op die feit dat die dier juist die 8ste genoem word, terwyl daar net 7 koppe is. Dit lyk of die draak van Openbaring 12, die duiwel en die dier van Openbaring 13, die antichrist, in hierdie verband een dier is. Dit word gesien in die feit dat hierdie dier waarop die hoer sit, duidelik die duiwel is, aangesien hy vierrooi is. In dieselfde asem kom die dier uit die afgrond, wat ook 'n verwysing na die antichrist is, Openbaring 11 vers 7. Dit is verder sigbaar in die feit dat die duiwel en die antichrist voorgestel word met 7 koppe en 10 horings. En uiteindelik bring dit ons by hierdie sinvolle antwoord dat die duiwel en die antichrist so diabolies ineengeweef sal wees, dat ons hulle van mekaar kan onderskei, maar nie skei nie. Alhoewel ons weet die duiwel en die antichrist is 2 verskillende persoonlikhede, is dit tog of hulle hier as een uitgebeeld word. Daarom dat sommige teoloë van mening is, dat die antichrist die dier 'n soort diaboliese inkarnasie van die duiwel sal wees. Dit is hierom dat die duiwel self sal eintlik die wêreld regeer. Hy is die 8ste wat in berekening gebring moet word, alhoewel daar net 7 sigbare koppe is. Daar is 'n demoniese duiwelse koninkryk van die duisternis wat nie vergeet moet word nie. Deur die antichrist gaan die duiwel uiteindelik vermag wat hy nog altyd begeer het,
koningskap en aanbidding. Soos Jesus 'n liggaam gehad het, sal die duiwel homself voordoen as 'n engel van die lig, maar hom voordoen in die liggaam van 'n mens, die Antichrist. Die Antichrist is nie die duiwel nie, en die duiwel is nie die Antichrist nie, maar soos 'n demoon besit van 'n liggaam neem, so sal die Antichrist onder die beheer van die duiwel wees. In hierdie verband kan die sataniese drieheid nooit soos die goddelike drie-eenheid wees nie, al begeer die duiwel dit ook. Hierdie dier of draak het dieselfde intensie as die sewe koppe. Dit is om Israel te vervolg, Jerusalem te verwoes en God en sy Christus te staan, Psalm 2. Dit is hier nodig om ook iets oor die 10 horings of die 10 tone van Nebukadneser se beeld te sê. Oor die jare was daar baie spekulasie en ek wil daarom nie bydra tot verdere komplotdenkery nie. Wat ons egter weet is dat hierdie 10 horings konings of wêreldleiers sal wees. In Daniël het ons ook gelees van die laaste dier soos 'n monster met ystertande wat 10 horings sal hê, Daniël 7 vers 20 en 24. 3 van hierdie horings sal skoon ontwortel word deur die opkoms van 'n klein horingkie. Die klein horingkie wat reeds vasgestel is verwys na die Antichrist, Openbaring 13. Hierdie ander horings wat konings is, sal in dieselfde tyd lewe as die Antichrist en sal hulle mag afstaan aan die Antichrist of dan ook afteken aan die duiwel, Openbaring 17 vers 13. Sommige beweer dat hierdie 10 konings verwys na 10 wêreldmagsblokke, waarin die wêreldregering van die Antichrist verdeel sal word. Ons weet wel dat hierdie konings ook deel gaan wees van die weermagte wat by Armageddon sal wees, aangesien hulle ook oorlog gaan voer teen die lam, maar dat die lam die konings van die konings hulle sal oorwin, Openbaring 17 vers 14. Wanneer die weermagte versamel is, word daar spesifiek genoem dat die Antichrist en die konings van die aarde saam versameld is, Openbaring 19 vers 19. Hierdie dier was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar, Openbaring 17 vers 8 en vers 11. Dit verwys na die wêreldryke wat eens oor die wêreld geregeer het, soos die dier voorgestel word in Daniël 7 en Openbaring 13. Die wêreldryke wat Israel verdruk het, sal tot niet gaan, maar sal weer wees aan die einde van die dae, soos 'n dier wat uit die afgrond opkom, Openbaring 11 vers 7. Die Antichrist en sy regering sal uiteindelik tot niet gaan, wanneer hy in die poel van vuur gewerp word, of soos die teks dan sê, hy sal tot die verderf weer vaar. Ons gaan nou die 87ste keer lees uit Openbaring, en ons gaan Openbaring 17 lees, maar net enkele verse. Dit is vers 1, en een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit. Vers 8, die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar, en die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af van die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. En dan ook vers 15, en hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Ons antwoord nou die vraag om te kyk na die waters waarop die hoer gesit het. Ons het reeds gekyk na die dier waarop sy sit en nou die ander stoel. Hierdie vrou sit op meer as een stoel. Sy, 'n voorstelling van die valse kerk, sit op 'n politieke stoel, uitgedruk in die feit dat sy op die skarlakenrooi dier sit en die konings van die wêreld word dronk van haar hoerery. Sy is en het haar roeping as kerk om die wêreld na Christus te lei vaarwel geroep en werk nou om politieke agendas te dryf.
Sy word inderwaarheid gekonformeer na die tydsgees. Die kerk van Christus word geroep om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie, maar om deur die woord van God en deur ons getuienis van Jesus Christus die wêreld te verander. Romeine 12 vers 1 en 2. So, met hierdie valse kerk blyk dit eerder anders om te wees. Hulle raak gelykvormig aan die wêreld en die wêreld met hulle agendas infiltreer die kerk om dit na die wêreldse beeld te verander, terwyl ons geroep is om te verander na die beeld van Jesus Christus. Die Jordaan het meer as 'n politieke stoel om vol te sit en sit ook op 'n soort humanistiese stoel. Sy het gehoreer met die politieke leiers van die wêreld en nou omdat sy ook op die waters sit, verklap dit iets. Dit is dat sy haarself as 'n soort middelaar sien. Glad nie soos Christus, wat middelaar tussen God en mens is nie, 1 Timoteus 2 vers 5, maar eerder sien die vrou haar as 'n middelaar tussen die anti-kris en die mens. Ons lees in Openbaring 13 vers 11 tot 18 dat die dier wat uit die aarde opkom, die valse profeet, die leier van die valse kerk, die aardbewoners aanwys om die anti-kris te aanbid. Hy staan tussen die mense en die anti-kris en bring hulle hande in mekaar. Dit is hy as leier van die valse kerk wat ook die volke en nasies aanspoor en selfs forceer om die merk van die dier te ontvang. Dit is duidelik dat die vrou, die valse kerk, dit haar missie en visie sal maak om die wêreld in een godsdiens vir een wêreld saam te snoer. Die waters waarop die vrou sit, word dan in vers 15 verklaar as volke, menigtes, nasies en tale. Dit laat my dink aan iemand wat in 'n vergadering op 2 stoele sit. Na die vergadering probeer sy beide groepe verseker dat sy elkeen se belange op die hart gedra het, terwyl dit eintlik net kon uitloop op kompromie. Iewers gaan een groep meer moet inboet as die ander. Hierdie humanistiese stoel dra 'n soort humanitêre waarde. Die valse kerk gaan 'n boodskap verkondig dat dit in die beswil van die menslike geslag, in the interest of humanity, wees om hande te vat met die anti-kris. Dit is hoe sy dit weer aan 'n ander groep, die mense, gaan verkoop, terwyl die ander groep, die politici, eintlik heelpad wen. Hierdie mense, nasies en volke is egter nie onskuldig in die proses nie. Wie is hierdie mense? Dit is hulle wie se name nie van die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe geskryf is nie. Openbaring 13 vers 8, Openbaring 17 vers 8. Dit is hulle wat deur die verleiding van die Satan die leuen bo God se woord geglo het. 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 12. Hulle wil nie gered word nie en hulle behaag is in ongeregtigheid. Daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Toe God sy liefde aan hulle in Christus geskenk het, het hulle 'n afkeer daarin gehad. Nou dat God hulle onder sy oordeel bring, vloek hulle en laster hulle ten hemele in plaas daarvan om tot bekering te kom. Openbaring 9 vers 20 tot en 21 en Openbaring 16 vers 9 en vers 11. Dit is dan die vrou wat ook op hierdie ander stoel sit, op die nasies, en sy gaan hierdie valse kerk so tussen die politiek en tussen die mense staan as 'n soort valse middelaar om een wêreld godsdiens en regering en politieke sisteem daar te stel. Ons kom dan nou aan die einde van Openbaring hoofstuk 17, as ons die 88ste keer gaan saamlees, en ons lees die laaste 3 verse saam van Openbaring 17, vanaf vers 16. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het,
Hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woord van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Versie 16 en 17 vertel ons dan van die eindoordeel van die vrou. In verse 16 en 17 is 3 dinge van belang. Eerstens dat die vrou doodgemaak word, tweedens wie die vrou doodmaak en laastens waarom hulle haar doodmaak. Grafiese beelde word gebruik om die vrou se uiteindelike dood te beskryf. Alles wat haar aantreklik vir die wêreld gemaak het, word nou van haar afgeruk en weggeneem. Sy het posisie gehad in die dat sy op meer as een stoel gesit het. Haar mag om die konings van die aarde te laat drink uit die goue beker het haar op 'n stadium belangrik laat voel, maar nou word sy verlate gemaak. In haar vernedering en ondergang is daar niemand wat vir haar opkom en haar verdedig nie. Sy het haar hand oorspeel sodat niemand of die politieke leiers aan die een kant en die mense vir wie sy middelaar wou wees aan die ander kant haar help nie. Dit is wat gebeur as jy saam met die duiwel in die bed klim. Die hoer het haarself verkoop aan die duiwelse agenda en betaal nou die prys daarvoor. Haar eens weelderige klere van purper en skarlaken word van haar afgeruk. Haar goud, kosbare stene en parels word gewelddadig gegryp en van haar weggewerp. Dit wat haar op die oog af mooi laat lyk het, is weg en nou is sy naak. Die valse kerk kan baie mooi uiterlik versier wees met tradisies en kerse en blomme en antieke kathedrale, maar die dag kom wanneer dit alles verwoes sal word. God sien in elk geval lankal wat waarlik in die hart van 'n kerk is, soos van die Laodisense gemeente gesê is, dat hulle eintlik elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is, Openbaring 3 vers 17. Uiteindelik sien Johannes dat sy met vuur verbrand sal word. Haar vlees wat vooraf geëet word, verwys na die wêreld wat alles uit haar sal kry wat hulle kan en dan dit wat oorbly met vuur verbrand. Dit skep weer 'n grafiese beeld in ons gemoed, aangesien die valse kerk oor die jare van kerkgeskiedenis dikwels vyande van die kerk en die staat met vuur verbrand het op die brandstapel. Nou sien Johannes dat haar einde, die valse kerk, sal self op die brandstapel wees. Wie sal haar doodmaak? Dit is die 10 konings wat in die tyd van die Antichrist sal wees, Openbaring 17 vers 16. Soos reeds vermeld, sal hulle waarskynlik onder die oppermag van die Antichrist wêreldstreeksleiers wees wat sy wil uitvoer. Dit is hulle wat met die vrou hoereer, Openbaring 17 vers 2. Maar, nadat hulle haar gebruik het vir hulle eie voordeel, sal hulle haar haat, Openbaring 17 vers 16. Hoe goedkoop is hierdie valse kerk nie gemaak nie. Nou word sy uitgeskop en het geen waarde meer vir die konings nie. Nadat sy die aardbewoners aan die konings se kant gekry het, kan sy maar uitgeskop word. Dit is presies wat met haar gaan gebeur. Die konings wil geen krediet of mag verder aan die vrou toestaan nie en sal hulle eie mag ook oorgee aan die Antichrist, Openbaring 17 vers 17. Dink prakties vir 'n oomblik. Hoe sal wêreldleiers die vrou doodmaak? Dit kan alleen wees deur wetgewing en verordeninge wat enige vorm van kerk by nadruk dan die valse kerk verbied. Dalk sal hulle oorgaan tot fisiese aksie deur geboue en monumente af te breek en enige sigbare teken van die kerk te vernietig. Ons het reeds vasgestel dat die algemene godsdiens in hierdie tyd satanisme sal wees, wanneer die draak en die dier aanbid word en enige ander vorm
wat lyk soos 'n kerk, sal afgebreek word. Hierop kan 'n mens maklik dink dat die duiwel agter dit alles sit, en verseker is hy die instrument wat gebruik gaan word. Maar kyk, wie werk in die harte van hierdie konings met betrekking tot die dood van hierdie vrou? Dit is God self, Openbaring 17 vers 17. Ons moet onthou dat die ware kerk reeds opgeneem is in heerlikheid voor die verdrukking, 1 Tessalonisense 1 vers 10 en 1 Tessalonisense 5 vers 9, om maar net 'n paar te noem. Daar is nuwe bekeerlinge op aarde, maar hulle sal 'n marteldood ondergaan in die verdrukking, Openbaring 6 vers 9. Die sogenaamde kerk, as ons dit kerk kan noem, sal 'n valse kerk wees. Hulle sal in waarheid dan geen kerk wees nie, maar steeds die geboue beset, steeds in hulle tradisie en duiwelse lerings voortgaan, 1 Timoteus 4 vers 1. Babylon word voor God in gedagtenis gebring, Openbaring 16 vers 19, en sy woord oor Babylon sal volbring word, Openbaring 17 vers 17. Dit is die eie ou woord dat elke vyand van God sal aan die voete van Jesus gestel word, onder sy voete vertrap word. Psalm 110 vers 1, Matteus 22 vers 44, Hebreërs 10 vers 13, dit is die eeuwe woord van God, dat die vyande onder Christus se voete sal wees. Hierdie voete wat die parskyp van die wyn van die grimmigheid en toorn van God die Almagtige trap. Joël 3 vers 12 en 13, Openbaring 19 vers 15. Sy oordeel oor die slegte vrou is regverdige en welverdiende oordeel. Openbaring 19 vers 2, want sy oordeel is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.